Môre sê Radio Fynbos luisteraars, ons woord vanoggend se tema is: wanneer sal jy gelukkig wees? In die tuinroete het daar 'n bordjie gestaan, hoe proe geluk? En elke keer wanneer ek hierdie bordjie gesien het ek geglimlag, want geluk se smaak verskil vir mense. Vir die Israeliete was geluk 'n belofte, die land van melk en honing, the promised land, en net 2 kon dit smaak uit 'n hele geslag. Vir jong Maria, die Engelse woorde, jy sien, niks is vir God onmoontlik nie. Lukas 1 vers 45, die boodskapvertaling. Dit was vir haar bevestiging van Elisabeth se woorde. Hoe gelukkig is jy nie, Maria? Jy glo alles wat die Here vir jou gesê het. Jy glo dat dit waar sal word. Die jaar is amper om. Wat het jy gehoor in 2025? Wat was aan jou gegee? Watter deel wat onmoontlik vir die wêreld was, is binne in jou geplaas? Wanneer sal jy gelukkig wees? Wanneer jy alles glo wat die Here vir jou gesê het? Wanneer jy glo dat dit waar sal word, net soos wat Elisabeth se woorde was vir Maria. Ons dink ons sal gelukkig wees by die see of in die bosveld of ander kant die berge. Ons dink ons sal gelukkig wees as ons ry of kan aantrek, dit of dat. Of as ons op daardie toer was, of as dit op my besigheidskaartjie staan, of as my kredietkaart se bedrag dit kan wees. Profetiese woorde wat in vervulling gaan. Gaan eenkant met die Here vanoggend en sien, wat is nie onmoontlik vir God nie. Hoe gelukkig is jy nie, as jy alles glo wat die Here vir jou gesê het, as jy glo dit sal waar word. Jy besef wie was in Maria se moederskoot geplaas. It's all about you, Jesus. Die woord Jesus wat in haar was haar geluk. Jesus in haar was haar woorde van geluk. Sy het ten volle in haar purpose gestaan, of liewer in sy purpose. Die vredevors was in haar, die raadsman was in haar, die sterke God, die ewige Vader, die leeu van die Judastam, die lam van God, was binne in haar. Wanneer jy glo dat hy wie in jou is leef, sal alles wat jou gelukkig gaan maak, waar word. Op wat bou jy jou geluk? Hoe proe geluk vir jou? Smaak en sien, die Here is goed. En wat ek vir jou vanoggend kan gee om te smaak en te sien dat die Here goed is om vir jou vanoggend die bloed van Jesus aan te bied in hierdie beker van danksegging. Om vir jou vanoggend die liggaam van Jesus te breek en te gee en vir jou te sê, dit is sy liggaam wat jou wonde sal gesond maak. Hier is wat geluk in jou lewe sal bring, wat vrede in jou lewe sal bring, wat genesing in jou lewe sal bring.